Hierdie is wat hulle nou noem die graveyard shift, hoor. So, maar julle lyk vir my nog wakker en dan praat 'n dominee ook nog met julle, so julle het 'n dubbele kans om nou in die slaap te raak. Maar mag julle wakker bly. Vriende, ons is nou by 'n fantastiese deel van die kursus. Ons noem dit restaurasie. Hoe herstel die Here jou? Voordat ons begin, kom ons bid. Here Jesus, dankie dat wat ons vandag met mekaar deel is eintlik nie so nuut nie. Dis maar die ou tyding. Dit is die hart van die evangelie. Wat ons vandag met mekaar deel is nie 'n slim plan of 'n 3-stap proses nie. Wat ons vandag met mekaar deel is die woord. En Here, U het op 'n stadium gesê dat die woord is soos 'n rots. En wanneer ons lewenshuise op die rots bou en die winde kom, die storms kom, sal dit gevind word dat ons fondasies stewig in die rots is, nie soos die wat op die sand bou, waar die fondasies kraak as die storms kom nie. So Here, ek wil sommer net vandag vir U dankie sê dat U die rots is en nie ek nie. Dankie Here dat dit genade is en nie werke nie. Dankie dat daar hoop is in opstanding. Dankie Here dat ons nie hoef op te gee nie. Dankie Here dat U 'n God is van tweede kansse. In Jesus naam, amen. So vriende, wanneer ons praat oor restaurasie, dan moet ons verstaan hoe die mens werk. Baie dankie. Waardeer, baie dankie. So dit gaan oor die model van die mens en dit gaan binnekort sin maak. Ons gaan weer terugkom by wedergeboorte. Julle sal agterkom, die hele kursus praat ons maar oor wedergeboorte, die kruis en opstanding. En wat 'n verskil maak dit vir jou in die jaar 2025? Wat 'n verskil maak dit aan jou persoonlike lewe? Aan hoe jy dink oor jouself, oor wat met jou gebeur, wat jou doel in die lewe is. So kom ons begin by 1 Tessalonisense 5:23. Dit is ook daar in julle boeke. Ons is op bladsy 29 van julle boeke. En kom ons lees hierdie teks saam. So mag God wat vrede gee. Net gou weer vir 'n oomblik daar stil staan. Julle onthou, ons het gesê vrede is nie iets wat jy kan kry nie. Vrede is iets wat God vir jou gee. So mag God wat vrede gee, julle volkome, nie halfpad nie, nie nou en dan nie 20% nie, volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al, so volkome en geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. So 'n paar goed, hier is sprake van transformasie. Paulus praat hier met Christene. Hier is sprake daarvan dat jou gees, jou siel en jou liggaam getransformeer moet word. So kom ons kyk hoe werk dit, hoe lyk dit. Julle gaan sien daar op julle bladsy 29. Hierdie is nou maar nie die swart en wit enetjie dat julle hom makliker kan sien as die kleur een, maar dit is presies dieselfde. Hierdie is die model van die mens. En die mens bestaan uit 3 dele, maar dis 3 maar tog 1. Jy al gehoor van 3 maar tog 1? Sy, Triniteit, 3 maar tog 1. Ons is toe nou regtig gemaak na die beeld van God. So die mens bestaan uit 3 dele. Die eerste gedeelte is jou gees. Jy het 'n gees. So wat is jou gees? Jou gees is gerig op die bonatuurlike. Jou gees stel jou in staat om kontak te maak met die bonatuurlike. Dis nou om dit baie eenvoudig te stel, as jy DStv wil opvang, dan het jy 'n dekodeerder nodig. Nee, so jou gees is op 'n manier met respek gesê die dekodeerder. Hy stel jou in staat om met die dekodeerder stel jou in staat om die satellietsein wat uit die lug uitkom, kontak te maak en dit om te skep in iets wat vir jou sin maak. So dis jou gees. Nou wil ek ook gou vinnig sê, en ek wil nou nie te veel daarop fokus nie, maar as jou gees nie God gerig is nie, dan is dit duisternis gerig.
Want daar's net twee wêrelde, of lig of duisternis. So as jy nou ooit te maak gehad het met 'n spiritistiese medium, is nou 'n bietjie bevrydingsbediening, 'n bietjie spiritual warfare, maar dis die ouens wat nou praat met, hulle sê hulle praat met jou oupa. Nee. Maar hulle praat nie eintlik met jou oupa nie, want Christus sê hy het die sleutels van die doderyk, so hulle praat eintlik met 'n demoniese mag. Ek gaan nie lank met jou oor praat nie, want ek weet jy wil gaan slaap vanaand. Maar 'n spiritistiese medium het dan die vermoë om in die geesteswêreld met demoniese magte kontak te maak. So, ek wil net vir jou sê, moet nou nog ons nie gaan mors met dit, hoor. OK, moet nou nie gaan na 'n fortuinverteller nie. Jy kry ouens wat fake is, né? En dan kry jy ouens wat nie fake is nie. OK, hang af maar van die karavaan se kleur. Nee, ek maak 'n grap. Goed, so jou gees help jou om kontak te maak met die bonatuurlike wêreld. Jou siel is jou persoonlikheid. Ons gaan nou weer terugkom na al drie, en dan jou liggaam is jou vleiskarretjie, dis jou liggaam. So jy's geestelik, psigologies en fisiologies. Goed, so wat is jou gees? Jou gees is wat jou in staat stel om met God kontak te maak. Ons het dit nou net gesê, dit is soos 'n DStv, is 'n decoder. Wanneer Jesus praat met die Samaritaanse vrou, dan vra sy, waar moet ons nou aanbid, in Samaria of in Jerusalem? En dan wat sê Jesus vir haar? Die ware aanbidder sal my aanbid in gees en in waarheid. So jy het die gees nodig om met God kontak te maak. Dis hoe jy aanbid. Jy aanbid vanuit gees. Jesus sê van Nikodemus die Fariseer, deur die gees en deur water moet jy weergebore word. So gees is wat jou in staat stel om met God kontak te maak. Die Engelse woord vir gemeenskap is communion, communion with God. Dis wat jou in staat stel om God se stem te hoor. Want jy het 'n gees. Die tweede natuurlik is jou gewete. Nou wat interessant is, predikers sê dat alle mense, of jy nou gelowig is of nie, het 'n gewete. Jy kan onderskei tussen reg en verkeerd. Predikers sê dit, dat elke mens het 'n gewete. Of jou gewete nou aangeskakel is vir God of nie, daaroor kan ons nou gesels. Maar jou gewete is wat vir jou sê, moenie dit doen nie. Jy's op die verkeerde pad. Dis nie in lyn met die skrif nie. Jy maak droog. Jy hoef nie die derde koekie te eet nie. Nee, okay. En dan intuïsie is geestelike intuïsie. Geestelike intuïsie. Dit is hoe ek God se stem hoor. Het jy al partykeer, dit gebeur nogals gereeld met my ook, as jy nou in 'n hospitaal stap, en ek is op pad na 'n lidmaat toe, en daar sit iemand in 'n wagkamertjie en hulle sit en huil. Dan sê die gees partykeer vir my, gaan bid vir daai persoon. Nee, dit is wat ons noem 'n prompting van die Heilige Gees. Ons sien dit gereeld in Handelinge, nee, Paulus is op pad na hierdie stad toe, maar dan deur die Gees word hy oortuig om eerder hiernatoe te gaan. En jou gees is soos 'n spier. Hoe meer jy hom oefen, hoe meer hoor jy God se stem. Jy moet hom oefen, jy moet hom inoefen, jy moet ingestel wees, jy moet hom graag wil hoor. Hoe meer jy hom hoor en reageer, hoe sterker raak jou gees. So dis geestelike intuïsie. Dink vrouens verstaan 'n bietjie geestelike intuïsie 'n bietjie beter as mans partykeer. Kyk, 'n mamma het mos 'n oë agter in haar kop. Nee, hoe het jy dit geweet? Geestelike intuïsie. Okay. Maar dit beteken, wanneer jy in die oggend wakker word, en daar is iemand se naam in jou gedagtes, kan dit wees dat die Here vir jou sê, bid vir daai persoon. Kan dit wees dat die Here vir jou sê, bel daai persoon. Dis geestelike intuïsie. Wat natuurlik belangrik is net van ons intuïsie, ek wil net gou dit sê, is dit moet altyd in lyn wees met wat die skrif sê, nee, so die gees gaan nie die skrif weerspreek nie. Ek het julle vertel van hierdie man wat gesê het, hy en sy vrou het nie eintlik gebid toe hulle getroud is nie. Nou is hulle 20 jaar getroud, maar nou die gees vir hom gewys dat hierdie 25-jarige, hy moet sy vrou los vir die 25-jarige.
Nee, dis nie die Gees nie. OK? Goed. So moet altyd in lyn wees met wat die Bybel sê. Jou siel is jou CPU in rekenaartaal. Dis jou Central Processing Unit. Dit is jou wil, jou denke en jou emosies. Wat jy dink, wat jy besluit en wat jy voel. En dan jou liggaam is letterlik jou liggaam, jou vleiskarretjie. En hy werk maar baie keer met chemikalieë. Hy werk met verskillende goed soos dopamien en serotonien en oksitosin. Goed, so. Wat belangrik is dat hierdie 3 goed is interaktief. Dis 3 maar tog 1, is letterlik 3 maar tog 1. So dit wat gebeur in jou gees het 'n effek op jou siel en dit wat gebeur in jou siel het 'n effek op jou liggaam. Het jy al gehoor van psigosomatiese siektes? Psigosomatiese siekte is 'n manier van dink wat jou liggaam aantas. Maar dan is die goeie nuus weer, as jy reg dink deur die krag van die Heilige Gees, kan jou liggaam ook herstel. Okay. Dit beteken nie alle siektes is psigosomaties nie. Okay. Maar baie siektes is wel. Weet jy, hulle het eintlik navorsing gedoen op 'n stadium op mense wat rugpyn het. Nou jy waar mooi hoor, nie almal wat rugpyn het nie. Moenie daar gaan nie. Dis nie wat ek sê nie. Okay? Maar dokters het agtergekom dat ouens wat baie keer sukkel met lae rugpyn, hulle sê omtrent so 45% kan ook potensieel sukkel met onvergewingsgesindheid. So daar's 55 wat nie sukkel daarmee nie. Jy hoor my reg. Maar wanneer jy kan vergewe en dit laat gaan en ontslae raak van daai bitterheid, dan kan jou liggaam ook herstel. So dis psigosomatiese siektes. Dis redelik bekend. Goed. So wat is wedergeboorte dan? Dis eintlik waar ek wil uitkom. So wanneer jy wedergebore raak, dan word jou gees gebore vanuit die gees van God. Dit klink nou baie vreemd, maar julle leer al van kleins af in die sonnaarskool, Jesus moet in jou hartjie kom woon. Dis eintlik presies dit, nee. Jesus moet in jou hartjie kom woon. So wanneer jou gees weer gebore raak, dan word dit gebore vanuit die Heilige Gees. Kyk, ek gaan net gou vir julle 2 tekste gee, dit is ook in julle boek, maar ek gaan dit net gou vir julle deurgee, net om daai punt vir julle baie duidelik te maak. Johannes 1 vers 12 tot 13 sê die volgende: Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, dit is nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is vanuit God gebore. So kom ons kyk net gou na hierdie vers. Die eerste belangrike ding is, jy moet hom aanneem. Nee, ons het nou daaroor gepraat. Ek het al 'n paar keer gepraat van die pen, dis jou geskenk, maar net as jy hom vat. So wanneer jy hom aanneem, wanneer jy in hom glo, so hy sê dit actually 2 keer, nee, dis herhaling. Hoekom herhaling is vaslegging? Actually ernstig daaroor. Dan gee hy jou die reg. Nou hierdie is wat ons noem 'n goddelike reg. God gee jou die reg om te weet dat jy 'n kind is van God. Hy waarborg dit. Ons weet van menseregte. 'n Mensereg is jy die reg om skool toe te gaan. Nee. Maar dan brand iemand jou skool af en dan verloor jy daai reg. Want jy het nog steeds die reg, maar jou skool is afgebrand. So iemand kan 'n menslike reg wegvat van jou af. Maar 'n goddelike reg kan nie weggevat word van jou nie, want God is in die middel van die heelal. Hy waarborg dit. So wanneer God jou dan die reg gee om te weet, ek is 'n kind van God. Ons is weer terug by die varkie en die skaapie. Geloofsekerheid. Ek is nie 'n varkie nie, ek is 'n skaapie. Hoe weet ek dit? Want God het my die reg gegee om te weet dat ek dan genoem kan word. En julle, die Grieks is so mooi. As jy later Paulus lees, hy praat eintlik van seun of dogter van die lewende God. Love it. Seun of dogter van die lewende God. Ek wil jou aanmoedig, praat saam met jou kinders, hoor. En ek wil vir jou sê, my seun, jy's my seun, ek is baie lief vir jou, maar jy's eintlik 'n seun van die lewende God. Dis wie jy is.
Ons moet dit regtig nogals uitspreek, julle. Ons moet ons kinders seën. Nee. Met wat die woord sê. So hy gee vir jou dan die reg om te weet, verseker, hy waarborg dit. Niemand kan dit wegvat van jou nie. Nie eers jy kan dit wegvat van jouself nie. Want God, so selfs al twyfel jy nou, is ek 'n goeie kind, is ek nie 'n goeie kind van die Here nie? God het dit gewaarborg. Dat jy 'n kind is van God. Hoe word jy 'n kind van God? Want jy is nie so van nature nie, so jy is nie so gebore nie. Jy word nie so gebore nie. Ons het gesê, jy word gebore waar? In Egipte. Jy word gebore en ontvang in sonde, oor erflike sonde. So jy is dit nie van nature nie. Dit is nie deur die drang van 'n mens nie. Met ander woorde, dit is niks wat jy kan doen nie. Dis hoekom ons nie moslems is nie. Dis nie deur die besluit van 'n man nie. Dis nie iets wat 'n man verklaar of 'n vrou verklaar nie. Dit is iets wat God sê. En omdat God dit sê, is dit volledig. Is dit perfek. Hy maak nie foute nie. En hoe gebeur dit dan? Jy is vanuit God gebore. Jy word letterlik vanuit God gebore. Ek wil gou vir julle nog 'n teks gee. Hierdie teks is op bladsy 36 as julle hom soek. Hierdie is 'n ongelooflike teks. Hierdie teks sê julle is immers weergebore. Vriende, die woord weergebore kom gereeld in die Bybel voor. Jesus sê vir Nikodemus, Nikodemus is 'n fariseer. Nee, Nikodemus is so naby aan perfek as wat jy kan kry. Hierdie ou is 'n wetsgeleerde, hy's 'n fariseer. Hierdie ouens het 620 wette gehad net oor die Sabbatsdag. Hierdie ouens was meticulous om die goeie en die regte te doen. En dan sê Jesus vir hom, maar jy moet weer gebore word. Dis maar daai 7 eiers en die een is vrot, julle onthou hom? So julle is immers weer gebore en let nou op, nie uit verganklike saad nie. So die eerste keer wanneer jy gebore word, word jy gebore uit verganklike saad. Wat beteken verganklik? Dit beteken besig om dood te gaan. Maar uit onverganklike saad. Die lewende en die ewige woord van God. Nou, aan die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God. Nee, so dis Jesus, jy word gebore vanuit Jesus, vanuit die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die Gees van Jesus en die Vader. Julle weet dit. So, wanneer jy die eerste keer gebore word, is jy verganklik. Beteken jy's besig, sorry vir die taal, maar dis wat die woord sê, jy's besig om te verrot. Jy's besig om af te gaan. Jy's verganklik. Maar die tweede keer wanneer jy gebore word, is dit onverganklike saad. En hierdie onverganklike saad is die saad van God. Jy word gebore vanuit God. Vanuit God gebore. Dis sy saad. Sy saad word binne in jou geplaas en jy word weer gebore. Die King James Version, die ou Engelse, en hulle is baie korrek wanneer hulle praat van incorruptible seed. Incorruptible seed. Jy word gebore vanuit. En dis nogals 'n belangrike woord in Suid-Afrika, nee. Ons ken nogals korrupsie, lekker hier. So, en dit is wie jy is. Jy word gebore vanuit incorruptible seed, onverganklike saad. Goed. So kom ons gaan net weer terug na die sirkels toe. So wanneer jy weer gebore word, dis wanneer jy Jesus aanvaar as verlosser en Here. Dan kom woon Jesus in jou hartjie. Jy kry 'n nuwe gees. Dit is nogals belangrik dat jy kry 'n nuwe gees. Jy onthou ons het begin met 2 Korintiërs 5 wat sê die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis nie 'n proses nie. Jy gaan nie hospitaal toe en word gou op 'n drippie gesit dat jy kan gesond raak nie. Dis glad nie dit nie. Jy kry onmiddellik 'n nuwe gees. Jy is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En hierdie saad is onverganklik. Dit is incorruptible. Julle onthou 2 Korintiërs 5:21, hy was sonder sonde, maar in ons eenheid met hom word ons geregtigheid van God of vrygespreek
presies dieselfde. So jy word gebore vanuit saad wat nie meer korrup is nie. Met ander woorde, wat heilig is. Wat versoen is met God. So jou gees, en dis geweldig belangrik, en dit staan in jou notas, jou gees is uiteindelik wie jy is. Dis jou identiteit. As jy wil weet wie jy is wie jy is in jou gees, en wie is jy in jou gees? Jy is gebore vanuit God, en dis incorruptible seed. En dis hoekom, en ek wil graag jy moet dit hoor, want ons gaan 'n bietjie hiermee werk, jy is heilig. Jy is geregtig. Jy is 'n kind van God. Jy is vergewe. Jy is ewig. Omdat dit die gees van God is wat binne in jou is, so sy eienskappe raak jou eienskappe. Sy versoening raak jou versoening. Nou julle, ek gaan dit net weer sê, sorry, ek het dit nou gesê, ek net gou, want daar's 'n valse lering in die kerk, jy raak nooit Jesus nie, nê, ek het dit nou gesê, jy raak nie God nie. Jy bly die skepsel, hy bly die skepper, maar sy saad is in jou. En wat wonderlik is, hierdie is 'n eenmalige ding. Bekering, om terug te draai na die Here toe, om uit die woestyn uit na Kanaan toe te gaan, dis 'n daaglikse proses. Bely my sonde, ek wil graag Kanaan, gee my u krag, ek wil myself verloon, maar wedergeboorte is eenmalig. Bekering is daagliks. Nee, hoekom? Want as God dit doen, is dit perfek. Dis hoekom dit eenmalig is. En as jy nou twyfel daaroor, en jy hoef dit nie nou te doen nie, maar vat gou in jou belly button. Noem ons dit 'n belly button, 'n naaltjie. Julle, ek preek al te lank in Engels. Hoeveel naaltjies het jy? 1, het enigiemand 2? OK. Jy het net 1, hoekom? Want jou ma kan jou net 1 keer in die wêreld bring, sy is bitter dankbaar daaroor. So as jy ooit wonder, as ek 'n kind van God, vat nie jou naaltjie. Vat nie jou naaltjie. Ja, sê ek sien julle doen dit. Ek nie jou hemp oplig nou nie. Goed. God doen dit. Jy's weer gewederbaar. So 'n mooi naam. So, hier is die ding. So as jy gebore is uit 'n pa en ek is gebore uit 'n pa en die pa is dieselfde, wat maak dit my en jou? Broer en suster. Ek weet nie of julle nog in Logos oor praat van broers en susters nie. Ek weet in die NG Kerk, maar jy moet 'n diep stem hê, jy moet 'n dominee stem hê, broers en susters. Maar weet jy, dis eintlik nie net 'n tradisionele ding nie, dis regtig baie diep geestelik waar. Jy word gebore binne 'n nuwe familie. Jesus is nou jou oudste broer. Hierdie is die eintlike familie. Hierdie familie, weet jy, die eerste Christene, het geglo, jy moet so vinnig as moontlik aansluit by die kerk, want hulle is jou eintlike familie, sodat as jy jou biologiese familie verloor, dan het jy nog jou eintlike familie. Regtig wat hulle geglo het. Dis hoekom hulle nie geskroom het om alles te verkoop en uit te deel aan mekaar na behoefte nie, soos wat Handelinge 2 sê nie. Die hoogste familie is die familie in Christus. En jy is sy kind, en hy is jou vader. En dit is wie jy is, en omdat God dit doen, kan dit nooit van jou weggevat word nie, so dis ewig, dis 'n ewige identiteit, wat altyd vasstaan, en God waarborg dit. Maak dit sin? Sorry, ek sê dit nou oor en oor, maar dit is nogals belangrik om dit te weet, want ons praat nog steeds weer van die varkie en die skaapie. Weet jy dat jy 'n skaapie is, want anders dan gaan jy weer dink ek is eintlik 'n varkie. So geestelike groei dan, wat is geestelike groei? Geestelike groei is dan om toe te laat dat jou siel, ek gaan dit nou vreemd stel en dan gaan ek dit helderder stel, maar wat moet gebeur is, jou siel moet inbuig onder jou gees, eintlik. So daar's so 'n deurtjie tussen jou gees en jou siel, en jy moet daai deurtjie oopmaak. Jy moet kies om dit te doen. Dis wat ons noem totale oorgawe, dis die Jordaanrivier. So die eerste een is die Rooi See, jy onthou hom, dis wanneer jy wedergebore word. Die tweede rivier is die Jordaanrivier,
Dis totale oorgawe of identifikasie met Christus. Waarmee identifiseer ek? Ek identifiseer dat my ou mens het gesterf. Ek gaan dit later vanmiddag weer vir julle verduidelik. En die nuwe mens het opgestaan. Dis identifikasie. In gewone taal is dit geestelike groei. So kom ek stel dit nou baie eenvoudig. So geestelike groei is wanneer jy dan nou kies dat jou denke, wil en emosies getransformeer word na die Heilige Gees wat reeds in jou gees is. Okay, so jy buig in onder die Gees. Dit klink baie vreemd, maar jy het dit al gelees, Galasiërs 5. Julle is kinders van God, moet nou nie weer julle vryheid gebruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar laat julle deur die Gees beheer word. So, geestelike groei bepaal nie of jy hemel toe gaan nie. Jy gaan reeds hemel toe. Nee? Want jy is wedergebore. Maar hoekom wil jy geestelik groei? En ons praat eintlik die hele naweek daaroor. Onthou jy ons praat oor hoekom is sonde 'n probleem? Want jy het die kruis gesien. Jy weet dat sonde is destruktief. Jy weet dat as jy in die woestyn bly, gaan jy God se doel met jou lewe mis. God wil graag jou huwelik seën, maar jy is besig om pornografie te kyk op die internet. Jy steel van jou vrou en van jouself. So, jy wil gehoorsaam wees. Jy glo dat die Bybel is die beste moontlike manier om te leef. So jy wil graag hê. So wat moet verander? Jou denke moet verander. Jou manier van dink. Klassieke teks, julle almal ken hom uit die kop uit, Romeine 12 vers 1, sê, gee julleself as heilige offers, want dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Moenie aan die sondige wêreld gelyk raak nie, maar laat julle getransformeer word deur jou denke te verander. Goed, so ons praat oor restaurasie. Nee, so kom ek trek dit gou terug restaurasie toe. Wat beteken vir restaurasie? Dit beteken dat die krag van Christus is reeds in jou. Dit is reeds in jou. Hy het reeds sonde oorwin, hy het reeds die dood oorwin, hy het reeds verlating, beskaming, verwerping oorwin, dis reeds oorwin. Onthou julle, ons het gelees Jesaja 53, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Dit is nou ingeplant binne in jou. Dis reeds hier binne. Dis nie jou krag nie, dit is die krag van Christus in jou. Julle, kan ek nou sê hoekom dit so amazing is? Net, so amazing op verskillende vlakke, maar ek is nou in Woester en ek is 'n kliniese pastorale terapeut en ek doen 'n bietjie pro bono werk by 'n afhanklikheidsentrum waar ouens aan dwelms verslaaf is en drank verslaaf is. Eers in die ouens sit daar, hulle kom in, hulle dink 'n paar goed, hulle dink ek gaan nooit ontslae raak van hierdie drankprobleem nie. Hulle dink, weet jy, as jy aan dwelms verslaaf is, dan gewoonlik steel jy vir jou familie om die kokaine te bekostig. So nou sê hulle, ek het my huwelik weggegooi, ek het my kinders weggegooi, ek het my ouers teleurgestel. Jy kan nou dink, nê? Ek dink ek gaan ooit verander nie. Dan is hierdie boodskap ongelooflik kragtig. Want die vermoë wat God jou gee om alkohol te oorwin, is reeds binne in jou. Jy moet dit toelaat en kies. Jy moet dit toelaat en kies. Nou as ons praat oor alkohol, ek wil net gou dit sê, ek kan net gou alkohol gebruik as 'n voorbeeld, want mens moet holisties dink as jy praat oor alkohol. Jy moet dink aan gees, siel en liggaam. So siel, gees en liggaam en alkohol. So in jou gees natuurlik moet jy vra dat die Here jou sal verlos, want sy gees is reeds in jou. Hy het reeds die vermoë om alkohol te oorwin, reeds binne in jou gegee, dis reeds gedoen. U krag is my krag. Maar dan moet jy ook jou denke verander. Jy moet ook die emosies, want een van die redes hoekom jy waarskynlik drink is omdat jy emosionele pyn ergens het. Jy's besig om te self-medicate met drank, om beter te voel, om te vergeet. So jy
Jy moet ook kyk na jou denke. Jy moet ook planne in plek sit. Jy moet ook dalk die drank uit die huis uithaal. Jy moet dalk ook nie meer in die kroeg instap nie. En dan wat jou liggaam aanbetref, jou liggaam is verslaaf aan alkohol. Dis bloot 'n fisiologiese ding, so jy moet detox vir 'n tyd. Nee, en jy kan selfs medikasie kry. GP kan vir jou medikasie sodat as jy onttrekkingssimptome kry, dat die medikasie jou kan help om ontslae te raak van die dwelmprobleem. So ons moet regtig holisties dink, want ek dink partykeer dink ouens, jy weet, ek moet net die medikasie kry, gaan ek okay wees. Ander ouens dink, nee man, ek moet net reg dink, ek kan dit doen. Ander ouens dink, yes, ek moet net reg bid. Julle dis al drie. Want is 3 maar tog 1. Maak dit sin? So ons moet holisties dink oor dit. So geestelike groei dan is wanneer jy kies, en dis 'n keuse, dis totale oorgawe, dis identifikasie met Christus, om jou denke, jou wil en jou emosies ondergeskik te stel aan God se gees in jou lewe. Okay, hoe doen jy dit? Lees jou Bybel, bid elke dag. Nie so uniek nie, nee. Lees jou Bybel, bid elke dag. Praat met God. Kom kerk toe. Raak deel van 'n klein groep. So dis wat maar jy moet dit kies. Jou denke, hoe jy dink, jou wil, jou keuses. Weet jy, ek het 'n vriend van my, hy doen lamineervloere. En hy sê daar gaan nie 'n week verby wanneer iemand vir hom vra, kan ons nie 'n cash deal doen nie. Weet julle waarvoor is dit kode? Kom, waar is die besigheidsouens? Iemand vir jou sê kan ons nie 'n cash deal doen nie. Ek gaan nie tax betaal nie. Sit jy dit nie deur die boeke nie? Ek spaar 15%. Weet jy wat sy idee? Hy sê hy gaan dit nie doen nie. He's not gonna do it. Hy sê hy het al R1000 verloor, want hy sê sy besigheid behoort aan God. Sy besigheid sê is eintlik 'n bediening. Sy besigheid gee eintlik vir hom toegang in ouens se huise sodat hy as hy 'n geleentheid kry, Jesus vir hulle kan gee. Dit het te maak met jou keuses. Dit het te maak met hoe vul jy jou tax in. Is jy eerlik in die klein dingetjies? Want jy wil jou keuses verander. As jy by Pick n Pay uitstap en agterkom jy het nie vir die pakkie koekies betaal nie, dan dink jy nie jy het geskor nie. Wat doen jy? Jy gaan betaal daarvoor. Ons gaan vir jou vra wat's fout met jou? Jy kon weggekom daarmee. Dan sê jy, weet jy, maar wat het my oupa altyd gesê? Ek verkoop nie my siel vir 'n pond nie. My oupa altyd gesê. So dit het alles te maak met hoe jy dink. Elke keuse wat jy maak, dit beïnvloed nou hoe jy jou vrou hanteer, hoe jy jou kinders grootmaak, hoe jy dink oor jou geld, hoe jy jou besigheid hanteer, alles word getransformeer. En dan jou emosies, wat dalk seer gekry het of jy's gewond en dan vra jy Here, U het ook gesterf vir verwerping, verlating, beskaming. So geestelike groei is dan om jou siel in te buig onder jou gees. Met ander woorde, om te sê ek wil graag gehoorsaam wees aan die skrif. En die uitstekende nuus natuurlik is, die Heilige Gees doen dit. Jy doen dit nie, die Heilige Gees doen dit, maar jy moet hom toelaat om dit te doen. Weet julle, een van die woorde wat in Handelinge gebruik word vir die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees. Onthou julle daai fantastiese teks, Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Samaria, Judea tot in die uithoeke van die wêreld. Weet julle daai woord krag wat vir die Heilige Gees gebruik word, is die woord dynamis. Dis dynamis. Dis die Griekse woord. Nou ek gaan nou weer my ouderdom weggee, maar toe ek nou 'n kind was, het ek 'n fiets gehad. Nee, en dit is voor ons batterytjies gehad het. Ja, ek is regtig so oud. En dan het jy 'n liggie gehad op jou fiets en jou liggie van jou fiets het gewerk met 'n Hey, het iemand 'n dynamo op sy fiets gehad hier? Ah, come on, niemand. Ah, fantasties. So 'n dynamo is 'n ding wat jy druk teen die wiel van jou fiets. En dan wanneer die fiets se wiel draai, dan draai hierdie raaitjie op die dynamo en dan verander hy kinetiese energie na elektriese energie. En dan brand die liggie.
So wat die liggie laat brand is nie die dinamo nie. Dis die wiel wat draai van die fiets. Maar jy moet kies, is die dinamo teen die wiel of nie. Want as jy nie die dinamo teen die wiel sit nie, want as jy nie die dag jy wil nie die liggie aan nie, haal jy die dinamo af. So die dinamo moet teen die fiets se wiel wees, want die fiets se wiel is die kinetiese energie en hy gee lig. Dis dinamo. So die Heilige Gees doen dit. Jy kan dit nie doen nie. Vrug van die Gees. Jy kan nie kies om vriendelik te wees nie. Regtig nie, dis 'n vrug van die Gees, nie 'n vrug van Johan Els nie. Ek is nie so nice nie. OK, vrug van die Gees, maar jy moet dit toelaat. Jy moet inbuig onder dit. Julle sal nou sien as julle 'n bietjie kyk na Korare se tekentjie daar, daai C, Korare het altyd gesê the I must become a C. So die ek moet inbuig onder Christus. The I must become a C. Ek buig in onder Christus en ek doen dit uit vrye keuse. So dan word jou denke, jou wil en jou emosies getransformeer. So die goed wat jy gemerk het heel naweek, kan ek gou weer sê dat dit duidelik is. Die krag om dit te oorwin is reeds binne in jou. Jy moet weet wat dit is. If you can name it, you can tame it. Dis hoekom jy al die oefeninge gedoen het. Nou moet jy dit na die Here toe vat, maar jy moet ernstig wees daaroor. Nee, jy wil nie. Kyk, as jy wil ophou met drink, dan moet jy wil ophou met drink. Nee? Ek het vir 10 jaar van my lewe gerook. Jy kan dit nie glo nie. Een van die stupidste goed wat ek gedoen het. Ek het op 18 begin rook. Kan jy glo? 28 opgehou. Toe sê ek vir my ma ek het opgehou met rook, maar ek het nie opgehou met rook nie. Want dit is ongelooflik moeilik om op te hou met rook. Toe het ek later soos 'n tiener agter 'n muurtjie gaan staan en nog steeds gerook, laat hulle my net nie sien nie. Hoe dom is dit? Jy moet regtig op 'n dag besluit. Jy moet besluit, dis 'n keuse. Ek wil nie meer hierdie aggressieprobleme hê nie. Ek wil nie meer hierdie bitterheid hê nie. Ek wil hierdie ou vryspreek. En dan moet jy vra Heilige Gees help my hiermee. En jy mag dalk nog 1 of 2 keer weer val, nee. Maar jy hou aan met besluit. Jy moet net nie vrede maak daarmee nie. Maak dit sin? OK. So dis geestelike groei en dan wanneer jy geestelik groei, wanneer jy gerestoreer word, dan kan dit 'n effek op jou liggaam ook hê. Dit kan ook 'n effek op jou liggaam hê. So, dis wie jy is. So ons gaan nou weer gou kyk na die 3 sirkels. Hierdie is op bladsy 31 in hoofstuk 4. Ons kyk nou die heeltyd na siel, gees en liggaam, maar ons kyk net op verskillende maniere daarna. Hoor, dis net op verskillende formate. So hierdie is op bladsy 31, dis siel, gees, liggaam. So wanneer jy in Egipte is, wanneer jy nie gered is nie, dan is jou gees dood vir God. Né? En as jy nou betrokke is in die okkulte, dan is jou gees wel oop vir die okkultiese wêreld, maar jou gees is en dis die ou mens, jy word so gebore. 2 Korintiërs 5, die oue is verby, die nuwe het gekom. Wat gebeur in jou siel? Nou wat belangrik is, ek het dit nou nie gesê nie, maar ek gaan dit gou nou sê. Jou gees bepaal wie jy is. Dis jou identiteit. Jou siel bepaal hoe jy is. Dis jou persoonlikheid. Dis hoe jy is. So wie jy is nie hoe jy is nie. Wie jy is staan altyd vas. Maak dit sin? So, jou denke is nog duister as jy in Egipte is. Kyk, want jy weet nie sonde is 'n probleem nie. Die varkie weet nie dat die modder 'n probleem is nie. Jou emosies is duister. Jy dink jy kan dit dalk self regmaak of jy gee net op, want jy weet nie hoe om dit reg te maak nie. En dan jou liggaam kan dan daaronder ly. En jy kan deel raak van 'n wêreldse stelsel. Romeine 12 vers 2 sê, moenie deel raak van die sondige wêreld nie, nê? Maar jy weet nie jy moet nie deel raak van die sondige wêreld nie. So dis hoe jou gees, siel en liggaam lyk wanneer jy nie wedergebore is nie, wanneer jy in Egipte is. Hierdie is die vleeslike mens. Hierdie is nou die ou
wat wel Jesus aangeneem het, maar wat in die woestyn is. Kyk, so jy het Jesus aangeneem, jy is op pad hemel toe, yes, maar jy wy nie jou lewe aan God nie. En wat dan gebeur is, daar's nog steeds konflik in jou siel. Daar's nog steeds de mekaar en verwarring en twyfel in jou siel. Want jy is nie besig om toe te laat dat jou wil, jou denke en jou emosies inbuig onder God se wil nie. Jy is gewoon nog steeds in beheer van jou eie lewe. Jy het nog nie besluit dat jy regtig jou lewe onder God se beheer wil plaas nie. En daarom is jou lewe nog steeds de mekaar. Kan 'n skapie in die modder beland? Yes. Maar hy wil nie daar wees nie, sy aard nie. Paulus sê dit so mooi, hy smeek in Efesiërs met die gemeente en hy sê, julle het met julle sondige natuur en die gewoontes gebreek. Leef dan nou die lewe van die nuwe mens. Hoekom sê jy wil teruggaan na die sonde toe? Leef dan nou. Dit is soos wanneer jy nou besluit jy gaan cricket speel, maar jy gaan met 'n hokkiestok op die veld. Kan nee, jy moet cricketklere hê. Nee? So dis presies wat Paulus sê. En jou liggaam is nog steeds gedoem as gevolg van inwonende sonde, want jou liggaam kan nie transformeer nie, want jou siel is nie getransformeer nie. So jy beperk God se gees net tot jou gees. En dis ongelooflik hartseer. Weet julle hoekom? Want God het soveel meer vir jou beplan. Dan die geestelike mens. Dit is op bladsy 33. Dit is nou wanneer my gees is lewend tot God, dood vir Satan. Met ander woorde, wat beteken dood vir Satan? Satan het nie meer hou vas oor my nie. Vriende, julle weet dit, ons word nie geroep om Satan te oorwin nie. Hy is reeds oorwin. Ons moet Satan weerstaan, sê Jakobus. Satan is oorwin. Die mag van Satan is gebreek. Maar jy moet hom weerstaan. So, die DNA van Christus, sy incorruptible seed is binne in jou. Jy is 'n nuwe mens. Dis jou identiteit, jy is kind van God. Nou laat jy toe dat jou siel onder beheer kom van die Heilige Gees. Here, ek wil niks meer dink as dit nie van U afkom nie. Weet jy, Petrus sê dit so mooi. Nee, Petrus sê dis ou Afrikaans, hoor, ou Afrikaanse vertaling, maar ek love it. Hy praat met Christene, hy sê omgord die lendene van jou verstand. Okay. So verduidelik ek gou soos 'n belt wat jy vasmaak, so jou broek nie afval nie. So wat Petrus sê is, as jy 'n Christen is, dink waaroor jy dink. Dink waaroor jy dink. Moenie vir volwasse vermaak dink jy kan alle movies kyk nie. En nie omdat jy goody two shoes is nie, maar jy wil nie jou denke blootstel aan goed wat nie van God af is nie. Jy filter wat jy luister, jy filter wat jy kyk, jy filter die gesprekke waarin jy is. Ek sê nie iemand anders judge nie, ek hoor net, jy neem nie deel nie, because monkey see, monkey do. Nee? Hoe meer jy jouself blootstel aan die sondige wêreld, hoe meer gaan jy deelneem aan die sondige wêreld. So geestelike groei is om 'n filter te sit op wat jy kyk op Netflix. Klink nou verskriklik. Maar dit is presies wat dit beteken, om God die lendene van jou verstand. Dink waaroor jy dink. Dink wat jy voel, dink wat jy hoop. Dink wat jy bid, dink wat jy praat. Want Spreuke sê lewe of dood sit in die tong. Spreuke sê as a man believes, so shall it be. Jakobus sê jy kan iemand met 'n vuur uit die hel uit aan die brand slaan met hoe jy praat. Verskriklik. So ek gaan 'n filter op my tong sit, ek gaan 'n filter op my gedagtes sit. Ek gaan die lendene van my verstand omgord. En julle, ek doen dit nie omdat ek bang is God gaan my zap nie. Nee, hoekom ek dit doen nie? Want my saak met God is reg. Ek doen dit want ek wil shalom beleef. Daar's 'n beter lewe. Ek wil graag hê hy moet sy lewe met my vervul. En dan
Onthou julle, ons het gesê dat as jy in Kanaan is, wat gebeur? Dan raak jy gevaarlik vir Satan. Dan gaan hy jou probeer versoek. Dan gaan hy jou probeer aanval. Maar onthou net gou dat Satan is reeds oorwin. Ons moet hom net weerstaan. Ons gaan gou weer kyk na dieselfde sirkels. Julle sorry, dis dieselfde sirkels oor en oor, maar dis net herhaling is vaslegging, né? So kom ons kyk gou hier. Kyk, hy's nou nie hier op die PowerPoint nie, maar hy's in julle boek. Kyk gou vir my op bladsy 35. Die vleeslike mens. Ons het nou weer 'n mooi prentjie. Die vleeslike mens. Dit is die ou wat nog nie gered is nie. Nee, sorry, dit is die ou wat gered is, maar wat in die woestyn is. So, hy is aanvaar. Kyk gou in sy gees. Hy is aanvaar, hy is 'n kind van God, hy het geloofsekerheid. Hy is gered. Maar kyk gou waar sit die S. Die S staan vir self. So Christus, die See, die Heilige Gees is nou nog net in jou gees. Maar wie is in beheer van jou lewe? Jy. En dan is jy in die woestyn. Joyce Meyer het altyd gesê, if you don't learn your lesson, you're gonna stay in the desert. So jy self in beheer, jy is gered, maar jy self in beheer. Kyk, wat jy graag wil hê is dat Christus moet in beheer wees, nie jy nie. So wat gebeur in jou siel? In jou siel is jy nog steeds onseker. Jy is nog steeds onsuksesvol as 'n mens. Jy is nog steeds minderwaardig. Die ironie is jy's 'n kind van God, maar jy leef dit nie. Julle kan ek gou sê dit gaan eintlik nie oor selfversekering nie, dit gaan eintlik oor Godversekering. Ons praat baie keer van selfbeeld. En ek sê nie dis onbelangrik nie, ons almal weet wat ons bedoel met selfbeeld, maar gaan eintlik oor Godsbeeld. Dit gaan nie eintlik oor hoe jy dink oor jouself nie, dit gaan eintlik oor hoe God dink oor jou en laat jy toe dat hoe God oor jou dink raak hoe jy oor jou dink. Maak dit sin? Seker te vinnig? Dit gaan nie oor selfbeeld nie, dit gaan oor Godsbeeld. So jy leef nog steeds met skuld, jy leef nog steeds met kommer, jy leef nog steeds met vrees. En dan daar in jou liggaam psigosomatiese siektes. Jy sukkel om te slaap want jy worry. Hoekom? Want jy leef in Genesis 3. Ek is alleen, ek moet gryp, mense is kompetisie, daar is 'n skaarsheid. Maak dit sin? Dis hoekom jy wakker lê. Maar imagine net gou vir 'n oomblik, jy vertrou dat die Here weer is. En jy glo dit, en jy kies dit, en jy vertrou dit. So hier is die Christus gesentreerde lewe. Vriende, dit is op bladsy 35 aan die onderkant. Nou wil ek gou vir jou vinnig net sê. Ouens gaan nou op hierdie punt vir my sê, "Jesus Johan, maar dis hopeloos te moeilik. Wie leef ooit so?" Maar vriende, ons moet weet waar die doelpale is. Selfs al druk jy nie altyd die 3 nie, moet jy ten minste weet wat die doelpale is. Vriende, wat geweldig belangrik is, is dat die beeld wat Paulus gebruik vir geestelike groei is die van 'n atleet. 'n Atleet. 'n Atleet weet, hy gaan nie die 100 meter onder 10 sekondes hardloop die eerste keer nie. Dit is onrealisties. So jy moet jou liggaam inoefen. En jy het daar wanneer jy val. En my vrou hardloop halfmaratonne en sy het nou oggend sommer net gaan draf, heel onskuldig en toe ek sy spier en nou is sy vir amper 6 maande uit. Maar weet jy wat, sy kan nie ophou met hardloop nie. Sy gaan nou maar net wag dat dit gesond raak en dan gaan sy weer oefen. Dan gaan sy weer die 2 oceans doen. Okay. Sy wil my natuurlik saamsleep om te draf. Dit gaan net nie gebeur nie. Weet jy, daar's 'n teks in Spreuke wat sê, only evil people run when no one is chasing them. Daai teks het ek natuurlik heeltemal uit konteks uitgehaal. Dis glad nie legitiem nie. My vrou het goeie Bybelkennis, sy het nou uitgehaal onmiddellik. 'n Atleet weet ek gaan dit nie die eerste keer reg kry nie. Ek oefen my liggaam in om die wenstreep te haal, maar dit gaan oor jou hart. Is jy besig om te oefen? Is jy besig om te streef? Is jy opreg? Weet jy waar die doelpaal is? Vra jy die Here om jou te verander? Maak dit sin? So onthou dit gaan oor inoefen.
Maar die goeie nuus is die Heilige Gees help jou met dit. Nou kyk gou as jy in Kanaan is, kyk gou waar sê die see, Christus gesentreerde lewe, die see is nou in die middel. Ek gaan vir julle 'n storie vertel. Ek werk, toe ek nou in Welwel predikant werk ek nou met haweloses. Ek het 'n passie vir haweloses. En dan die hawelose kom tot bekering. Is fantasties, ons celebrate saam met hom, maar nou is dit Vrydag aand. Nee, nou val hy 'n bietjie terug. Nou beklei hy met sy maatjie. Dan as ons nou op 'n straat uittrek, dan sien ek hy broer van my, want dis wat hy is, nê? Vat dat ek nou in 'n pastorie bly en puntskoentjies het, maak my nie beter as hy nie. Nee, hy is 'n groot gelykmaker. Hy is letterlik my broer in Christus, letterlik. Maar dan het hy nou al 'n bietjie gekuier. En dan het hy nog steeds die mes. En dan sê ek vir hom, broer, maar het jy nou nie Jesus aangeneem nie? En dan sê hy altyd, maar Jesus moet nou maar 'n bietjie eenkant toe staan, vanaand gaan ek hierdie ou steek. Né? Nou dis wanneer jy Christus uit die middel uithaal. Jesus moet nou maar eenkant toe staan. Né? Ons sê mos nou, ek is 'n Christen, maar besigheid is besigheid. Né? Of ons gebruik 'n sin soos, ek weet die Bybel sê maar. Ek weet die Bybel sê maar. Jy moet hom nou weet. Nou moet jy weet, sodra jy daai sin gebruik, moet jy weet, jy is nou besig om Christus weer uit te skuif en jy neem weer selfbeheer. En nou gaan jy nog steeds hemel toe, maar jy gaan nou woestyn toe. En nou raak jy weer 'n slaaf van die sonde, en as jy sonde doen, dan breek jy goed stikkend, en dan mis jy God se plan met jou lewe, en jy maak ander mense seer. So maak dit sin. So julle onthou, ons het gesê jy beweeg die heeltyd tussen die woestyn en Kanaan, maar ons streef na Kanaan, ons weet waar dit is. Die Heilige Gees help ons moet net submit. So wat doen ek nou? Nou bely ek my sonde. En ek vra Heilige Gees help my. So kyk gou wat gebeur in jou sielsarea. Hier is nou waar die magic is. As jy Christus nie net in beheer plaas van jou gees nie, maar ook van jou siel en jou liggaam. Kyk gou daar, sy gedagtes raak jou gedagtes. Petrus, die boek van Petrus praat nogals van double-mindedness of single-mindedness. Double-mindedness is wanneer jy 'n Christen is, maar jy staan nog met jou voet in die wêreld. En dan sê Petrus so mooi, nou you have to be single-minded. En wat beteken single-minded? Sy gedagtes raak jou gedagtes. Sy bronne raak jou bronne. Julle onthou, ons het gepraat van leef jy in Genesis 1 waar daar oorvloed is, of leef jy in Genesis 3 waar daar skaarsheid is. Sy vrede raak jou vrede. En Paulus praat nogals daarvan, dis die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Met ander woorde, enige normale wêreldse mens sal nou paniek. Julle, ek het dit al gesien. Sorry, ek sê dit nou baie sag. Maar ek wil dit tog met julle deel. Ek het al ouens gesien wat terminaal kanker het. So hulle 45 in die hospitaal besig om te sterf. Verskriklik. It's terrible. Voel altyd maar onregverdig. En aan die begin dan is dit verskriklik en hulle fight en hulle doen die behandeling en ons bid vir hulle want ons glo God kan wel genees, ons gaan nie ophou nie. Maar dan op 'n stadium weet ons nie hoekom nie, maar dan sien ons God gaan nie genees nie. En dan kry jy ouens wat op 45 terminaal in 'n hospitaal is, hulle is besig om te sterf en hulle het 'n vrede oor hulle. En hulle sê, weet jy, ek het 'n goeie lewe gehad. En weet jy, die Here gaan vir my vrou en my kinders sorg. En ek wou graag my kleinkind gesien het. En ek wil half daar sit en sê, maar wat is fout met jou? En dan weet ek, dis die Gees van die Here wat net opgedaag het en vir hierdie ou 'n vrede gegee terwyl hy besig is om te sterf. Dis een van die mooiste goed wat ek in my lewe al gesien het. Ongelooflik, iemand wat in die ergste trauma van sy lewe is en is asof God hom net vashou. En hy weet waar hy is. Hierdie ou weet waar hy is. En hy weet hierdie lewe is nie die enigste lewe nie. God is getrou en hy gaan sorg vir sy familie. It's beautiful om dit te ervaar. Ek hoop ek kan ook eendag so sterf. Sy vreugde raak jou vreugde. Filippense 4:4 sê verbly jou in die Here.
né? Nou daar's nogal 'n verskil tussen joy en happiness in die Bybel. Né? Happiness, die woord happiness kom van die woord happenstance. En dit beteken jy is happy as jou omstandighede goed is. Joy is iets wat jy kan hê te midde van jou omstandighede wat uitmekaar uitval. Verbly julle in die Here. Ek herhaal, wees altyd bly. Die boek Tessalonisense praat ongelooflik van joy, né? En die Christene in Tessalonika is vervolg. Daai ons het letterlik, hulle is doodgemaak vir hulle geloof. En Tessalonisense praat van joy, vreugde. So moenie geluk en vreugde verwar nie. Sy vreugde raak jou vreugde, sy vrede raak jou vrede. Sy krag raak jou krag. En dan produseer jy die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, goedheid, getrouheid, geduld, sagmoedigheid, vriendelikheid en selfbeheersing. Selfbeheersing, as jy 'n alkoholist was, kan die Here jou die selfbeheersing gee om nie te drink nie. Maar dis iets wat van hom afkom. En dan natuurlik, omdat die Here dit gegee het, het jy nou actually 'n getuienis, nê? Nee. Maar jy kan mos nou sê, dit was nie ek, dit was die Here. So dan verheerlik jy hom. So kyk gou, die see is in die middel, en dan waar is die self? Die self is nou in die siel, dis nou maar net 'n grafiese voorstelling. So die self is op die kruis. Net so ek sterf nou aan myself. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Daar's hy. Ek is saam met Christus gekruisig. So julle onthou, ons het gesê dat die kruis is nie net iets wat vir jou gebeur nie, wat met jou gebeur. So ek is saam met Christus gekruisig. Wat beteken dit? Die self is gekruisig. Wat beteken dit? Ek is nie meer in beheer van my lewe nie. Ek kruisig my eie wil. Ek kruisig my denke. Ek submit my emosies aan God. Ek kruisig myself. Myself is gekruisig. Die tweede belangrike ding, en ons gaan later weer daarby uitkom, is my ou mens het gesterf. Ek is nie meer 'n varkie nie. Ek is 'n nuwe mens. Ons gaan in die laaste sessie gou daaroor gesels. Nou is dit nie meer ek wat lewe nie. My lewe gaan nie meer oor my nie. Dis nie meer it's my life nie. Dit is nou sy lewe. Die lewe wat Christus nou lewe. As jy sou vra waar is Jesus vandag, is een moontlike antwoord, hy's binne in jou. Weet jy hoe lewe Jesus sy lewe nou? Deur jou. Sy lewe is nou jou lewe. Waar is Jesus nou? Hy is in jou. It's unbelievable. Het jy geweet dat die naaste wat iemand dalk ooit aan Jesus kan kom, is om in jou teenwoordigheid te wees? Het jy dit geweet? Geweldige verantwoordelikheid, geweldige voorreg. Want Christus is in jou. Wanneer hy in jou teenwoordigheid kom, dan is hy in die teenwoordigheid van Jesus. It's beautiful. Maar weet jy dit, glo jy dit, of dink jy nog steeds, ek is useless, wat kan ek nou? Ek kan nie iemand evangeliseer nie, ek het nie teologie studeer nie. Nee, ek kan nie vir iemand bid nie. Wat daarvan is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is die advokaat. Die advokaat is binne in jou. Hy tree in vir jou by die Vader. So dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Maak dit sin? Die lewe van Christus is die lewe binne in my. Vriende, wil julle gou 5 minute breek vat? Ja, kom ons vat 'n 5 minute breek en ons kom oor 5 minute terug. Vriende, ek bedoel dit opreg as ek sê ek het geweldig baie respek vir julle, hoor. Ek het regtig baie respek vir julle om 8 ure oor 'n naweek hier te sit en te fokus is 'n massiewe opoffering. Ek is bly julle wil. Ek is bly julle wil. Ek wil gou vra, kan julle gou julle Bybels neem? Ons gaan gou vir 5 minute nog besig wees en dan gaan julle in huiswerk in. Maar ek wil gou vir julle 'n teks lees. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. 2 Korintiërs 10. Want jy kan nou vir my sê, Johan, regtig, ek weet nie of ek dit kan doen nie.
Ek weet nie. Ek ken nie my storie nie. Ek is maar halstarrig. Ek is maar so gemaak en so gelaat staan. En nou wil ek graag vir jou sê, neem die Heilige Gees wat in jou is, die woord van God, die Christus wat reeds aan die kruis gesterf het en opgestaan het, ernstig in jou lewe. Dis okay om deur die woestyn te gaan, moet net nie 'n erf daar koop nie. 2 Korintiërs 10 vers 3. Daar is 'n verwysing na hierdie teks ook in julle huiswerk vandag. So julle gaan weer hierdie teks raakloop. Dit sê die volgende: Natuurlik leef ons nog in 'n menslike liggaam. Paulus sê op 'n stadium wat die gees wil is in stryd met wat die vlees wil. Né? Natuurlik leef ons nog in 'n menslike liggaam. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig, en hy het dit reeds gedoen. Daarmee vernietig ons die redenasies en die hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig is. En dan hier is een van my favorite verse. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Weet jy wat sê hierdie teks? Hierdie teks sê Christus glo, jy kan met sy krag elke gedagte gevangene neem in gehoorsaamheid aan Christus. Christus glo, jy kan elke gedagte capture. Vriende, Satan wil vir jou sê, jy kan dit nie doen nie. Satan wil vir jou sê, jy gaan dit nooit regkry nie. Satan gaan vir jou sê, nee man, wie dink jy is jy? Jesus glo, jy kan dit doen, want dit is sy gees. Weet julle, geloof in God is belangrik, crucial, deurslaggewend, maar wat daarvan as God in jou glo? Wat daarvan as God in jou glo? Weet jy, in Johannes 14 sê Jesus sy disippels, unbelievable, hy sê vir hulle, en onthou nou gou net, die disippels toe hulle uitgestuur is, gaan na alle nasies toe, maak jy mense my disippels, ons vermoed dat daai disippels was nie ouer as 14 of 16 jaar nie. Hulle was jumpy teenagers. Sorry vir die teenagers, maar nee, hierdie ouens was vissermanne, geen invloed nie, geen mag nie, en Jesus sê vir hulle in Johannes 14, hy sê vir hulle die volgende, julle sal alles doen wat ek gedoen het, julle sal nog groter goed as dit doen. Jesus glo, hierdie tieners kan dit doen. Geloof in Jesus is geweldig belangrik, maar wat daarvan as Jesus in jou glo? Want dit is sy gees, waarvan uit jy dit put. Nie is nie vanuit jou eie krag nie. Satan wil vir jou sê, jy kan nie, jy's useless man, jy's 'n varkie, rol in die modder, hoe kan jy nou dink, jy gaan nooit slaag nie, jy moes eintlik hier gewees het nie, maar jy's 'n skapie, jy's deel van die kudde, jy is 'n nuwe mens, die nuwe het gekom, die ou is verby, so jy kan elke gedagte gevangene neem, maar let net gou op die definisie, in gehoorsaamheid aan Christus, so jy moet onderskei, wat is van God, wat is nie van God nie. 'n Onderskeidingsgees hê. Hoe kry jy 'n onderskeidingsgees? Lees jou Bybel bid elke dag. Jy moet in die woord wees. Jesus sê in Johannes 15, bly in my soos ek in julle, dan sal jy vrugte dra. Julle ken dit, nee. En dan sê hy, bly in my, dan sal jy vrug dra, en dan sê hy dit baie spesifiek, hoe doen jy dit? Bly in my woorde, sê hy. Bly in my woorde. Die krag is in sy woorde. Vriende, ek sê altyd vir my teologie studente, ek het
teologiestudente en ek sê altyd vir hulle, as jy preek, onthou die krag lê in die woord. Krag lê nie in jou grappie nie, dit lê nie in jou videoklip nie. Ouens kom regtig eintlik nie om na jou te luister nie. Jy is regtig nie so indrukwekkend nie. Mense stel eintlik nie belang in jou opinie nie. Dit is glad nie jou werk nie. Ouens kom om na die woord te luister en die krag sit in die woord. So wat jy doen as 'n teologiestudent is jy spandeer tyd in die woord. En as jy die woord eerlik en opreg kom deel met mense, dan transformeer mense se lewens, nie omdat jy 'n indrukwekkende bediening het nie, want die krag sit in die woord. So jy kan elke gedagte, Christus sê jy kan elke gedagte gevangene neem. Dit hoef jou nie te oorwin nie. Weet jy, het jy al ooit in die see gestaan met jou rug na 'n golf toe? En dan is jy bang want hierdie golf gaan jou plat slaan. En jy weet nie wat volgende kom nie. Dit is asof Jesus vir jou sê draai om. Draai om. Want as jy kyk na die golf, dis hoekom ons gesê het if you can name it, you can tame it, né? Onthou julle, dis waarmee ons besig is. If you can name it, you can tame it. As jy kyk na die golf, dan kan jy nou besluit, gaan ek hardloop, gaan ek onderdeur, gaan ek bo-oor? Dan word jy nie oorweldig nie, jy word nie platgeslaan nie, jy word nie onder die water en jy gaan verdrink nie. So jy kan elke gedagte, en dis 'n goddelike krag wat hy vir jou gee, capture in gehoorsaamheid aan Christus. En julle, dis hoekom ek sê ek glo in opstanding. Ek glo nie dat mense nie kan verander nie. Jammer, miskien is ek naïef. Ek glo dat mense kan kies om nie te verander nie. Dit glo ek. Want die Here oorskry nooit vrye wil nie. Maar ek glo in opstanding. Glo jy in opstanding? En glo jy die opstanding is nie net iets wat gebeur het 2000 jaar terug nie, glo jy die opstandingskrag is in jou. Hier is julle huiswerk. So ons is nou besig met geestelike groei. So ons het nou gesê dat wie jy is die Heilige Gees in jou, dis in jou siel. Jy is 'n nuwe mens. Jy is gewederbaar, incorruptible seed, onverganklike saad. Goed, wat jy nou wil doen is, jy wil geestelik groei. So jy wil na jou wil, denke en emosie inbuig onder die Gees van Christus wat reeds in jou is. Jy kies dit, jy wil dit doen, jy verlang daarna om al hoe meer, soos wat Paulus sê, vernuwe te word na die beeld van Christus. So ons is op bladsy 57. Hier is jou huiswerk. Ons gaan dit doen tot koffie wat oor 15 minute is. Vriende, ek weet die tyd is 'n bietjie min vir die huiswerk, maar ek wil net vir julle 'n smaakie gee. Ek hoop julle gaan nou nie hierdie boek ergens in die boot van jou kar vergeet nie, nê? Asseblief nie. Waar staan jou siel, jou denke, wil en emosies nog in die pad van die werking van die Heilige Gees? Watter gedagtes gaan jy met die hulp van die Heilige Gees oefen om vas te vang? 2 Korintiërs 10. In watter areas van jou lewe moet jy jou wil, denke en emosies in lyn kom met God se wil? En dan is daar manifestasies van die vlees. En jy gaan dit merk. Kyk, dis op bladsy 58 en 59. Die rede hoekom jy dit merk is, if you can name it, you can tame it. So merk dit, vul dit in, en as net voordat jy klaar is, wanneer jy die boek toemaak, dan praat jy met die Here daaroor. Dan praat jy met die Here daaroor. Kyk, kom ons bid saam. Here Jesus, ek weet dat U Gees beweeg vandag. Ek weet U het 'n goddelike afspraak met ons gehad. Ek weet hierdie goed raak ons, dit beweeg ons, dit roer ons. En ek wil verklaar, Vader, dis nie omdat die ouetjie wat voor staan dit nou vertel nie. Dis omdat U Gees hier is. En Here, dankie dat ons nou kan tyd spandeer om hierdie goed na U toe te bring. Amen. Vriende, julle ken die drill, stilte, 15 minute. En dan half drink ons koffie en tee. En dan gaan ons in ons laaste sessie in, beloof. Okay.